een Johannes, hoofstuk 4. Geliefdes, moenie sommer almal glo wat daarop aanspraak maak dat hulle deur die Gees optree nie. Toets hulle, om te bepaal of die bepaalde Gees sy oorsprong by God het, want daar het reeds baie vals profete die wêreld ingekom. Hieraan herken julle die Gees van God. Elkeen wat erken dat Jesus Christus werklik ten volle mens geword het, is van God afkomstig. Elkeen wat Jesus nie erken nie, is nie van God afkomstig nie. Daardie persoon het die gees van die Antichrist. Julle het mos gehoor dat hy aan die kom is, en hy is nou reeds in die wêreld aanwesig. Julle is egter van God afkomstig, my kinders, en julle het hulle reeds oorwin, omdat die gees wat in julle woon, magtiger is as die gees wat in die wêreld woon. Hierdie mense het die wêreld as oorsprong. Daarom praat hulle uit 'n wêreldse oogpunt en luister die wêreld na hulle. Ons is egter van God afkomstig. Daarom luister die wat God persoonlik ken na ons. Elkeen wat nie van God afkomstig is nie, luister nie na ons nie. Dit is hoe ons weet wie die gees van die waarheid het en wie die gees van misleiding het. Geliefdes, laat ons aanhou om mekaar lief te hê, want ware liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. Elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God die liefde self is. Op hierdie manier het God sy ware liefde aan ons bekend gemaak, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom die lewe kan ontvang. Dit is ware liefde. Nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun as versoeningsoffer gestuur het, om ons sondes weg te neem. Geliefdes, as God ons dan so tot die uiterste toe lief gehad het, moet ons ook mekaar tot die uiterste toe lief hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons egter aanhou om mekaar werklik lief te hê, leef God in ons optrede en het sy liefde in ons optrede ten volle tot verwesenliking gekom. Hieraan weet ons dat ons in 'n hegte verhouding met hom leef en dat hy ook in 'n hegte verhouding met ons leef, aan sy gees wat hy aan ons gegee het. Verder, ons het dit fyn raak gesien en ons hou aan daarvan getuig dat die Vader die Seun gestuur het as verlosser van die mensdom. Almal wat openlik erken dat Jesus die Seun van God is, God handhaaf 'n hegte verhouding met hulle en hulle met God. Ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. God is die liefde self, en almal wat uit die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. Hiertoe is God se liefde ten volle in ons verwesenlik, dat ons vrymoedigheid kan hê op die oordeelsdag, want dan sal ons ook in hierdie wêreld wees soos hy is. Ware liefde het nie plek vir vrees nie. Volwasse liefde dryf die vrees uit, omdat vrees nog met straf behep is. En wie aanhou vrees, het nog nie die volwasse liefde bemeester nie. Laat ons mekaar lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. As enige een beweer, ek het God lief, maar 'n broer of suster haat, is so 'n persoon 'n leuenaar. Want as ons 'n medegelowige wat ons elke dag sien nie lief het nie, kan ons mos nie vir God lief hê wat ons nie kan sien nie. Hierdie opdrag het ons van hom ontvang. As ons God lief het, moet ons ook ons broer en suster lief hê. Tot sover.
Tot sover.